Goeiedag en welkom by net nog enetjie. Hierdie week het ons 'n spesiale gas. Julle sal sien Nico is bietjie op vakansie, so Anton baie welkom en dankie by ons. Ons het doen op dit. Welkom meneer. Dankie. As jy by die huis is, Bomsquad Nico. bomsquad. As jy by die huis is, skenk vir jou nog enetjie. As jy in die kar ry, moet asseblief nie. Vat 'n oomblik. Dan drink ons net 'n bier na werk. En vandag praat ons as maar so 3 goedjies. Die eerste een is ons ambassadeur is terug, Ebrahim Rasool, met 'n helde ontvangs op die lughawe gekry. Die tweede is dan nou meneer Malema het sy sangloopbaan verder gesit in Sedibeng en is op Menseregte Dag is sy solo album nou uit en is internasionaal. En derde is dan Internasionale solo. Hy is internasionaal, ja, né? En dan derdens praat ons so 'n bietjie oor slagoffers en slagofferskap. Is ons victims, is ons nie, en wat beteken dit? So geniet dit. Absoluut, net voor ons wegspring, net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Los asseblief vir ons 'n resensie, baie dankie vir almal wat dit reeds gedoen het, vir ons 5 sterre wat ons gekry het. Los kommentaar, vrae gesels asseblief saam, dis lekker om die terugvoer te kry. As jy 'n vraag het, ons sê altyd ons het nie die antwoorde nie, maar ons kan saam sukkel. Ja, ons sal antwoord, dit gaan nie reg wees nie. Ja, nee, ons gaan nie regte antwoord gee nie. Dankie ook oudergewoonte vir ons borg. Dis Uitspandelle hier op die Voortrekker Monument se terrein. Besoek hulle aanlyn winkel by kultuurkafee.com of kom besoek hulle winkel sommer net hier. Dankie vir ons bierbekers. Dit sê Anton, los my volk en bier. En vir die van julle wat saam luister, los my bier en volk. Nou op daai gewoon, dit los my sangloopbaan. Op sokkie. Sokkie treffers. Ja. George. Ebrahim Rasool is terug in die land uit 'n helde ontvangs gekry. Dis amper soos die Springbokke. Ja, nie heeltemal nie, maar Hy het meer gekry as Driekus. dit is waar, né? Dis soos die Springbokke nadat teen Japan verloor het, maar of nie. Not chasing the sun, man. Kyk, die voordeel is die voordeel van meneer Rasool is hy hoef nie regtig baie in te gepak het, want die bokse was nog nie lekker uitgepak. Dit was 2 maande daar. Maar hy het inderdaad hier aangekom en toe trots verklaar. Hy dra sy uitskop uit Amerika uit as 'n eerbetoon en dat hy nie spyt is oor enigiets nie en hy sal basies, dit is die ou klassiek wat ek sal dit weer doen, moenie julle bekommer nie, wat maklik is om te sê as jy hier geland het. Nee. In Amerika het hy ander. Maar mense vir jou vlae swaai en koekies aandra, Presies. dan sal ek enigiets weer doen, want jy's nou veilig. Exactly, maar die vraag is nou, moet hy trots wees? Anton? Is dit iets om op trots te wees? Het hy die regte ding gedoen teen 'n boelie? Nee, ek dink meeste mense sal saamstem dat dit wat hy gedoen het is nie die regte ding nie. Inteendeel, ek dink selfs president Cyril Ramaphosa voel dit wat jy daar gedoen het is nie hoe 'n diplomaat moet optree nie. Die waarskuwings wat Ramaphosa vooraf gerig het, is nie eintlik waarskuwings, maar net gevra het, moet asseblief nie by die lughawe opdaag en vir hom nou 'n helde ontvangs. Okay, toe wat gebeur? Wel, Toe daag mense vir dis nou heeltemal ontvangs. ja, maar dit is nou heeltemal ek dink 'n ander gesprek oor wat in die ANC aan die gang is en of Ramaphosa beheer het oor die ANC. Maar in 'n geval, ek dink as jou president sê asseblief, kom ons wees rustig hieroor en dan dink ek nie jy kan dit as 'n eerbetoon beskou wat jy in Amerika gedoen het nie, wat jy nou op hierdie seminar gesê het, kwyt geraak het oor Donald Trump nie. Ek dink nie dit is hoe diplomate moet optree nie. Dis hoe 'n aktivis optree. En Rasool het in hierdie geval dink ek was hy bloot net 'n aktivis, hy was geensins 'n diplomaat gewees nie. So nee, Geldig. nee. Mense sê baie keer ons moet ons nie laat voorskryf deur die Amerikaners nie, ons moet ons nie laat boelie nie. So hulle sê dit. Nou is my vraag byvoorbeeld as ons 'n ambassadeur argumentshalwe, kom ons stuur iemand Iran toe, waar ons 'n ambassadeur het. So wanneer ons ambassadeur daar kom, kan sy met haar kop ooploop byvoorbeeld, kan sy met haar toepies op die strand gaan, ek is nie seker of jy aan strand het nie, kan sy met haar toepies op die strand gaan, as kyk na ander lande, mag ek my kar bestuur, mag ek my kinders skool toe stuur, my dogters byvoorbeeld, of val ons in by daai land se reëls? Kyk, dis jou werk as ambassadeur is tweeledig. As die een, jy moet jou land verteenwoordig by daai land, en die ander is jy moet eintlik baie diplomaties wees. Jy val in by Jy hulle val reëls. in en jy moet seker maak jy hou die verhouding, want die tweede deel van jou werk is uit hierdie verhouding uit moet jy terug laat weet hoe voel die ouens en wat gaan aan. Nou Rasool het op alle aspekte klaaglik misluk. Nie eers bietjie nie. Hy het
Hy het geen klou gehad wat in Washington aangaan. Hy het ons verduidelik ook gesê, luister julle skakelinge sê nie, hy het so 4-5 police call me's uitgestuur en hy's vol vertroue dat binnekort gaan die ouens en 1 of 2 ouens het hom gebloedtiek, maar dis nie, ons hoef nie te worry nie, hulle weet van hom. So hy het niks van daai reg gekry nie. Toe het hy hierdie mislukking wat reeds eintlik klaaglik is, opgevolg deur nie diplomaties te wees nie, dit besluit die manier hoe jy die ouens kry om met jou te praat is deur hulle sleg te sê. En deur hulle ek sê hy sê nou dis baie gegrond en alles. Nee, dis nie stront man. Dit is al daai goeters is lekker linkse talking points wat nie in die werklikheid gegrond is nie. Is meer as die helfte van Amerika het vir Trump gestem. Dis nie 'n wit supremacist movement nie. Trump is ingestem op die Hispanic vote primêr. Het baie goed gedoen onder minderhede in Amerika. Ja. So dis net nie aan die feite geraak nie. Dis lekker as jy ergens in 'n linkse universiteit sit, dan maak dit vir jou sin. Is okay, is rassiste. Dis wat dit so 'n klein deel van Trump se steun kan regtig toegeskryf word aan okay, dis die rassiste wat hom back. Die res is dis die Bible Belt, dis die staalwerkers, dis die motorwerkers. En as jy soos Rasool so oppervlakkig hierdie ding ingaan en sê, weet jy wat, dis eintlik maar rassisme, dan beteken dit ek sien verbaas dat hulle voetfoute maak. Hulle het geen klou wat aangaan nie. Hulle verstaan ook nie dat Trump is eintlik baie meer terug by 1910, 1920 Amerika wat sê ons wil nie meer in die wêreld so betrokke wees nie. Ons dink ons het nou genoeg vir julle gegee, ons gaan Amerika eerste sit. En dis die beweging wat jy sien in Suid-Afrika is aan die verkeerde kant van daai. Ons is nou besig om te sê, julle moet vir ons geld gee en ons het net hierdie golf het by ons verbygegaan en saam met dit het ons moeite gedoen en regtig moeite gedoen. Dit is eintlik oulik hoeveel moeite ons gedoen het om hulle kwaad te maak. Kon nie verduidelik net my hoekom dink ons is okay om dit met die FSA te doen? Hoekom maak ons hulle kwaad? Ons sê nie vir China, luister, ons het 'n baie vrye media in Suid-Afrika. Ons kan eintlik sê en skryf wat ons wil in hierdie land. Julle aan die ander kant, not so much. Julle is dalk 'n People's Republic, maar julle het nie media vryheid. Hoekom sê ons ambassadeur in China nie vir hulle luister guys? Julle moet bietjie meer media vryheid gee. Dis regtig onderdrukkend hier en dit moenie so wees. In die FSA kan ons sê, wel julle president is 'n white supremacist. Ons gaan nie na watter ander muisondland ook en sê luister julle menseregte is laat veel te wense oor. Weet ons doen dit so hoekom dink ons is okay om dit met die FSA te doen? Man, ek kan inkom, maar my vermoede is die rede daarvoor is primêr dat die ANC is nog besig om die Koue Oorlog te beklei en hulle buitelandse beleid is baie Sowjet van aard. Wat is die Weste in Amerika is die groot duiwel en sleg en Rusland en China en die kommuniste is almal baie goed. En uit dit is dit dan, hulle dink is regtig okay om dit gaan goed af binne die ANC en in die ANC se belang is dit 10-1 om Amerika sleg te sê weens vreemde bande met lande wat hulle verskaf van rande wat dalk strande het of nie. Ja. Julle dis 'n sangloopbaan gaan 'n boekpost op 3 wees. Ek weet nie dit is vir my vreemd. Nou meneer Rasool is nou terug. Nou wat nou? Nee wel, hy gaan ergens in Letoile is opdaag. Ons sal sien. Die ding vir my, ekskuus ek wou nog net iets sê daaroor ook oor Rasool se mislukking. Hy kom terug Suid-Afrika toe. Dan sê hy, alwaar hierdie mense wil praat, is hierdie twee goed. Ja. En dan sê hy, en ek wil nie daaroor praat nie. Dan dink ek, man, dit is jou werk. Hulle vra aan die diplomaat oor sekere goed wat hier in Suid-Afrika gebeur. Ja. En dan sê hy, maar hoe kan julle vra hier daaroor? Ek gaan dit nie of ek wil dit nie antwoord nie. Ek dink dit is simpel om vra daaroor te. Jou werk as diplomaat is om daai ouens ook dan nou gerus te stel en te sê oor wat presies hier in Suid-Afrika gaan. Nie hulle vra af te skiet en te sê hoorie luister, ons gaan nou nie hieroor praat nie. Maar goed, hy is nou terug. En almal wonder nou. Nou wil hy graag praat. Ja, nou praat hy baie. Nou praat hy baie. Maar nou vra almal oor wie gaan hom vervang en ek sien dit is amper soos transfer season in sokker, né? Dis hoe dit vir my voel, want nou wil almal, nou kyk almal, ja. Dis is met 'n superbroer begin. Dis geld hierop wet. Dis ambassadeur. Ek sien Helen Zille sê, nee, Tony Leon is die man wat ons moet stuur. Sy naam word nogal gereeld genoem. En dan word Andries Nel se naam ook genoem van die ANC, die adjunkminister, want hy's daar gebore. Ek dink nie omdat jy ergens gebore is, maak jy 'n geskikte kandidaat om dan nou ambassadeur ergens te wees nie. Wat maak jy 'n geskikte kandidaat? Ek dink in die geval moet jy die taal praat wat daai ouens praat.
Ek dink persoonlik jy moet hierdie man sit Donald Trump sit daarso en dit gaan vir hom dis transaksioneel. So kry die ou wat 'n transaksionele taal kan praat met iemand soos Donald Trump. Ek dink wat jy moet gaan soek na 'n MMA fighter of iemand wat die reël een van ambasse wel van diplomatie verstaan wat is 'n stilback is 'n heelback. jy Sê die man met die gesing het. ja, nee, maar dis die ding is daai opsom moet sê om diplomatie te doen is jy dink 2 keer en jy sê niks en dit is jy sê baie minder as wat jy wil, jy praat baie selektief. So jy kan nie aktivis stuur nie, jy kan nie regtig 'n politikus stuur nie. My persoonlike voorkeur of ek dink wat 'n meesterslag sal wees is om nou die solidariteitsbeweging nader en sê luister, julle was nou al daar, julle het kontakte, ons maak dit ambassadeur. Het jy enige kollegas waarvan jy nie hou nie? Ja. En as dit nie werk nie, dan sê ons alright, ons het plek vir 'n fliplomaat. Ons gaan hom op oorstuur, né? Ons doen dit. Maar nee, die realisties is die slim ding sal wees om 'n kry 'n Afrikaner verkieslik as jy nog 'n landbouleier Afrikaner kan kry, 'n ou Agres A-baas of iets in daai lyn en hulle oorstuur. Want dit neutraliseer redelik die boodskap wat Trump oor Suid-Afrika uitstuur. Dis die slim ding om te doen. Wat die ANC gaan doen is die dom ding. Aktivis stuur. Hulle gaan nog 'n aktivis stuur, dis alle aanduidings. Daar's klaar baie klanke in die ANC wat sê nee, ons kan nie 'n wit man stuur nie, net nou want dis wat Trump wil hê. Ek weet nie om dit vir hulle te verduidelik nie. Suid-Afrika is beter af met iemand wie Trump wil hê daar. Ongeag wat. Dis nie boelie nie, dis slim. Ons stuur iemand wie actually kan dit doen, soos wat jy nie na Iran toe byvoorbeeld 'n vroulike ambassadeur sal stuur nie, want jy's nie stupid nie. Vrouens gaan nie in daai gesprekke. 'n vroulike ambassadeur. Dan gaan sy nêrens aankom nie. As waar wanneer kom as jy na 'n Arabiese land of 'n moslimland so iets stuur, dan dis net weens die kultuur gaan dit nie werk nie. Dit gaan nie goed afgaan nie. Hulle gaan nie inkom waar hulle moet noodwendig en so voort. Moet mense nie 'n loopbaan diplomaat, iemand wat vir 'n lewe, iemand wat nie nodig het om te gaan Google, dink 2 keer en sê niks nie. Iemand wat dit weet. Watter loopbaan diplomate het ons oor? Want in die Zuma jare wat gebeur het is die hoof van Telkom, so een of ander afdeling maak homself skuldig aan korrupsie. Hy's 'n chom. So ons stuur hom net weg en ons gaan maak hom ambassadeur in een of ander hierdie land daar ergens in die ooste en hy geniet homself daarso. Nie veel om te doen nie. Dis baie waar. So en ek dink meeste van ons ek wil nou nie sê alle diplomate nie, maar meeste van die diplomate is kaders. is daar. Ja. Is kaders. Is ouens wat hierso moeilikheid gemaak het en nou oorsee gestuur word. En Bruce Kulwane, die ou wat die Guptas hier laat land het op Wonderboom. Ag nie Wonderboom nie, Waterkloof. As dit maar net Wonderboom was. As dit maar net Wonderboom op Waterkloof. Hy is ons ambassadeur in Nederland. Ja. Dis die ou wat ons daar moet gaan verteenwoordig. Hy's 'n bliksem wat die ouens hierso laat land het teen alle protokol in. So ek weet nie of ons nog enige loopbaan diplomate Was nog enige protokol hoor het nie. Ons het 'n uitruil kader skema aan die gang met ons diplomatieke korps. Maar jy sien dit is hulle is useless. Hulle kan niks meer doen nie. Die feit dat Rasool uitoorlê is deur diplomatie dan nou. Sê veel genoeg. Dit beteken 'n NGO met 4 mense in 'n selfie stick het die hele Suid-Afrikaanse buitelandse sake afdeling uitoorlê. Wat moet kom uit hierdie uit, maar ons sal sien of dit gebeur. Die eerste ding is ek dink ons moet besef ek dink nie ons gaan van jaar nog ambassadeur in Amerika nie. Ek voorsien dit van een van die klassieke skilpaddeurstroop scenario's word met ons wag nog vir 'n kortlys en dan as hy kortlys hy moet gaan dink daaroor en hy weet nie. Ons is nog eers daar by die kortlys nie. Ons wag eers vir die stof om te gaan lê. Ons wag nou eers en ek dink nie Trump is nog daar so op sy perd besig. Hy skop nog stof op. Maar dis die ding. Onthou maar dis 'n baie kort lys. Jy kan nie sien as daar stof is nie. So hy baie kort lys. Baie kort lys. So ons gaan 2026. Dis nie so sleg nie. Dit klink vreemd, maar Rasool of hy daar was of nie, dink ek sou nie 'n groot verskil gemaak het nie. So Suid-Afrika is maar op dieselfde plek. En Amerika het nog nie 'n ambassadeur hiernatoe aangewys nie. So ons is maar op dieselfde. Ja, hulle gaan volgende jaar ook dalk. Hy gaan 'n rukkie vat. Hulle beklei nou eers bietjie. Is nou grommerig vir ons, so hy gaan dalk nie. Dit is nog belangrik. Die ander een is dit is wel 'n geleentheid vir die RNE vennote, die GNU om te sê maar ons dink nie julle moet buitelandse beleid doen nie. Ons dink ons het julle nou gekyk. Ons dink julle sleg. Dit is daai klassieke wat jy vir jou vriend moet sê. Julle kom nie reg nie. Ja, ek dink nie jy moet die solo sing. Nee. Kom ons maak dit te doen. Jy verstaan. En jy sing baie sterk. En jy sing baie. Iemand wat lekker hard sing is Julius Malema. Ja. Solo.
En dit het nou ook weer internasionale of wel, Ja. internasionale gehore Dan kry bereik. ek golden ticket. Nommer 1 op nommer 1 op Spotify. Ja, nee, is nie bad nie. Sê die Bang Idols het gebeur. Wat het gebeur? Man, so dit is op Menseregte Dag het meneer Malema besluit om sy toespraak af te sluit, soos wat hy telkens doen deur sy groot treffer Kill the Boer, Kill the Farmer te sing. Kiliboer, ja, dis 'n liedjie wat hy geniet om te sing, maar soos bewegings by en alles. Maar die verskil is in die verlede hierdie keer het hy dit gesing en dit het ons ontstel in Suid-Afrika het gegaan. Ek luister, ek is al ongemaklik met jy wat sing jy wil my doodmaak, maar dit het daar gebly. Maar weens hierdie kalklig het Malema se sangloopbaan nou internasionaal gegaan. Hy is nou op die Billboard charts op pad met Elon Musk wat dit optel in 'n tweet en Trump wat dit retweet. Nie retweet nie, retruth. Retweet. En nou skielik bevind meneer Malema in die vreemde situasie waar iets wat hy gedink het hy sonder enige gevolge kan doen, nou baie aan die groot klok gaan word. Nou, ek dink dit is sleg vir hom nie. Ek dink hy persoonlik gee nie te veel om as hulle hom as anti-wit rassist beskou nie. Dis Dink jy hy het nie gedink aan die gevolge nie kon nie? Of het hy baie mooi geweet wat hy doen? Ek Toe dink hy hy weet. weer eens begin sing het iets wat hy weet mense aanstoot. Ek dink hy weet presies wat hy doen. Dit is nie hy hoef dit nie te sing nie. Hy hoef dit nie Daar's te geen sing nie. rede Daar's hoekom hy baie dit te sing nie. liedjies. Ek dink ook hy weet die kalklig is wel op ons. Ja. En presies wat jy sê. Ek dink hy het baie om te wen hier uit. Persoonlik, Anton? Het hy persoonlik baie om te wen? sy So party- deur party- deur te want hulle het verdwyn. Die kalklig was nie op hulle nie. So nou ewe skielik begin hy weer hier met 'n liedjie en almal neem kennis van Elon Musk het kennis geneem van hom. So hoe lekker moes hy slaap? Is dit wat hy wou hê? Maar ek dink dit is presies wat hy wil hê. Onthou dit is die ou klassieke Greatest Hits album wat jy na jou loopbaan verby is uitreik hierdie. Dit is of 'n remastered of iets in daai lyn. So hy het die relevantie van die rooi manne het weggeraak tot 'n groot mate. Rasisme verkoop nie meer so lekker nie en also sy breintras het geloop in kort. Dis die mense wat hom kon vertaal en laat slim klink op eerder as net naakte rasisme wat kon sê nee, dis nou nie rasisme nie, dis meer net hy haat witheid. So wat witheid? Daar is wit mense. Maar net sekere wit mense. Jy verstaan al daai fancy argumentjies. Nie die Hulle is wit weg. mense wat hom befonds nie. Ja, nie daai is nie. En nie wit mense wat sigarette verkoop nie. Hulle is nou nie wit nie. Dis iets anders. Nee, wat hulle hom verkoop in die- sigarette. Hof moet verteenwoordig wees. Ja, presies. Nee, hulle moet hom by die hof verteenwoordig. Ja, nee, hulle het nie wit. Kom uit. sleep julle ras by alles in nie. Jy sien, wat dit is die ding. So hy het dit gedoen toe met alle respek toe hy die GNU mis wat hy uit hard probeer inkom. En selfs net daardie verkiesing, toe hulle half in irrelevantie in en sy maatjies het hom gelos en hy sit alleen op die eiland. En dit het hom 'n rukkie gevat om te besef wat 'n geleentheid hier vir hom is. Is nou dat die kalklig hier is. En daar is spesiale sensitiwiteit teenoor rasgoeters en veldkeer. Hierdie is Julius se tyd. Hierdie is wat hy kan doen. En uiteindelik besê die Bing het hy met 'n kragdadige treffer sy terugkeer na die verhoog gebring. Ek verhoor nog voor. Ongelukkig was dit al klaar in die appelhof en het daar gewen. My vraag net is, so president Cyril Ramaphosa het ook natuurlik 'n guldige geleentheid hier om twee vleie met een klap te slaan eintlik. Amerika sê hoorie luister, julle sê dit gaan nie daar nie. Hier sing die ou dit. Ek weet. En hy gebruik nie, hy het letterlik in sy nuusbrief geskryf oor hoe ons almal hierso gelyk hanteer word en ons almal het menseregte en dit gaan so mooi en goed hierso in Suid-Afrika. Het hy iets in sy nuusbrief oor die singereg sê? Nee, en daai geleentheid dink ek het hy gemis. En ek dink indien hy uitgekom het en gesê het luister, ons gaan nie toelaat dat sulke goeters gebeur nie, dan sou hy die gemoedere, ek dink so klein bietjie laat bedaar het in Amerika ook. Okay, maar jy het nou verwys na die nie verhoor. toelaat nie. Dit was in die hof gewees, die hele Kill the Boer liedjie. En dit het gesê maar dit is nie letterlik nie. Ons moet dit nie letterlik doen nie. So miskien is dit hoekom meneer Ramaphosa dink, man, ons hoef nie dit te verwerp nie want ons weet mos nou almal al dat Dis 'n metafoor. Dis 'n metafoor. Dit is nie letterlik hierdie nie. Ja, kyk, daar's 'n verskil tussen wat wettig is en wat reg is. En Dit kom is neer. feite. Dis 'n bietjie sinies om in 'n nuusbrief te skryf, luister, nou is die tyd om te verenig. Hierdie mense wat ons verdeel, verwysende wink wink nudge nudge Afriforum. Hulle moet ons uitsonder en dan het jy Julius wat sing, weet jy, my droom is om eendag omtrent 8% van die bevolking te vermoor. Ek wens ons kan dit doen. So dis wettig dalk, maar dis iets wat nie meer moet gebeur nie. Nou Julius kan dit doen. Hy kan aangaan, hy is klein, maar die feit dat Cyril niks oor sê nie,
is eintlik nogal maar dis maar wat ons verwag is. Hy het nog nie 'n geleentheid gemis om 'n geleentheid te mis nie. Dis tipies Cyril. Dis tipies Cyril. Nee, man, daar's ander geleenthede wat hy nie gemis het nie. So hoekom het hy hierdie geleentheid gemis? Het hy hom dis doelbewus gemis? Is hy skrikkerig vir die EFF? Is dit Hy maar Hoekom? ek dink hy is bang vir daar's ouens hy wat het 'n nudge wink wink teen iemand. Ja, maar dit daar's So geen hoekom politieke dan die skade. nudge wink wink teenoor die Kyk, dis die ding is, dit is die maklikste ding denkbaar om dit te doen om te sê luister, ons kan nie regs veroordeel, maar dan moet ons hier aan ons Hoekom het kant. hy nie? Want Hy gaan kiesers verloor. Hy gaan kiesers verloor as hy worry. Baie van sy mense in sy party is nie so ongenee om saam met Julius te sing nie. Hulle is dalk nou kyk hulle weet nou dalk ek mag nie op kamera nie, maar die voetjies sal tap en hulle sal saam staan en wieg. Dat Ekskuus, ek is sien jy. Hy staan en wieg ook. Ek sien hy's baie ongemaklik om links enigiets te doen. Hy sê meneer Ramaphosa, hy weet nie waar om te vat of waar om te los Dit is nie. moeilik om links te vat. In 'n geval. Nee, Hy ek- doelbewus. maar Stil dit te bly. kom 'n lang pad wat hulle nie iets oor die sê nie, wat hulle nie want jy kon toe dieselfde met die hofsaak met jy gesê het, luister ons verstaan is wettig, maar dit hoort nie meer. En veral met die aansien wat nou die hoek vat wat sê ons moet nou baie meer versoenend wees, ons moet eenheid wees, ons moet saam wees, is dit is tog iets wat jy gedink het hy sou aanspreek Ja. en sê luister ons hoef nou nie hierdie te doen nie. Wat dit vir hom nog moeiliker maak en dit is die snaakste deel wat ek dink Malema nie deurgedink het nie. Is Malema het tans 'n oop aanbod aan die ANC wat sê ons sê nie vir julle begroting, maar julle moet die wites uit die regering uithaal. Hy sê nou DA en Vryheidsfront, maar ons nou maar die wites moet uit. Maar hierdie maak dit vir Ramaphosa onmoontlik om haar aanbod aan te neem. Kyk, dit was moeilik voor die tyd. Maar daar's geen kans nie, want nou gaan jy vehicle oor see gaan opdaag en sê luister hierdie manne sing hulle wil die ouens doodmaak. Julle sê vir ons sal gebeur niks. Dan sê hulle ja, kyk, moenie dit ernstig opneem nie. Ons neem hulle glad nie ernstig op nie. En dan as jy die begroting saam met hulle deurgestem het, word maar jy het hom in die regering gesit. Minister Malema. Minister Malema het dit gesê. Of adjunk minister So, van finansies. Daai deel vir hulle is weg en dit verswak die ANC wesenlik want nou is MK's pretty much wat oor is en jy wil nie so gou al teruggaan na jou ex toe soos daai nie. Dit is nou 'n bietjie moeilik. Hy sing ook ander liedjies, né? Ek wou net Daarso sê, kyk, MK ons het- is op die Umshiniwam daar, Ja, so en nee. wat op eintlik 21 treffers van 30 jaar. Ons is Dis kan 'n ons sing graag. nee, ek wil net sê hierdie kan 'n Balke toe volume 5. Galke toe. nee, presies. So dit is die ding wat vir ons nuttig is as Afrikaners. Malema help baie wat hierdie aanbetref. Onthou die boodskap was nou luister kerels, daar's niks van hierdie goed. Dis misinformasie. Dis misinformasie. Want waarvan praat julle? Niemand wakker dit aan op enige vlak nie. Opgevolg deur behalwe nou daai ou in die stadion en die ANC se retoriek en hierdie wette en al. So dit raak 'n moeilike sel vir die ANC, maar ook raak dit al hoe moeiliker om te sê nee, weet jy wat? Julle het gejok. Dis net misinformasie. Daar's niks van die goeters nie. Ek sê nie moenie misverstaan. Ek sê nie Malema is die begin van 'n volksmoord of iets in daai lyn nie. Maar dit sê iets van jou samelewing as daar gesê word, weet jy wat, julle moet okay wees met 'n liedjie. Dit vir alles daar's 'n ander liedjie gewees. Jy kan nie sy naam onthou, dit was in Zulu wat dieselfde tipe vibes gehad het oor buitelanders. Wat hulle gesing het, so buitelanders vermoor en daai goedjies of hulle wat met hulle uitstoot iets en daai. En daai liedjie is verban. En dit is een van die min in Suid-Afrika wat hulle gesê het hy mag nie gesing word nie. So die boodskap is dan half duidelik, sê alright, so ons mag sing oor sekere mense doodmaak. Nie ander nie. En dit is net as jy regtig kom met ons soek 'n verenigde front. Buitelanders is in ons land doodgemaak. Baie. Dis die ding, is so maar as jou boodskap is ANC nou hierdie klomp randfigure, ons moet nou 'n verenigde front wees en jy nie hierdie kant ook veroordeel nie. Dan sien mense dit vir wat dit is. Dis 'n baie siniese oproep tot eenheid om jou te verskans. Ek dink nie Ramaphosa hy sê baie maar doen baie min en ek dink ons het dit nou al baie keer en dan jy weet is hy ook altyd geskok hoor as daar goeters aangaan wat As die krag aan is hy geskok. maar Ons is almal dan geskok. eerlikwaar hy het begin met hierdie nuusbrief ding wat hy skryf een keer 'n week en hy skryf aan hierdie mooi woordjies. Ek dink eers hy skryf dit self nie, dis een van 'n speechwriter wat dit vir hom skryf. Maar ek dink niemand sien dat dit werklik gebeur, dit wat hy daarso in sy brief sê nie. En, dit geld vir mense in Suid-Afrika, dit geld ook vir mense in die buiteland. Die geleefde Hy's werklikheid. onderbloot. Die keiser is kaal en ek dink al meer mense begin dit ook besef. Nee, dis geldig. So. Jy praat van randfigure, dis die hele daar's ook nou intussen die hele slagofferskap debat. Jy weet dit is die wit mense wat die hele tyd met die
wit brood onder die arm kla, mense wat sê wit mense is die slagoffers nie, Afrikaners spesifiek, weet wat is dit, waar is julle, is nie 'n volksmoord nie, waar kla julle die hele tyd? So is wit mense slagoffers, Afrikaners slagoffers, is die hele land kwyt frankly nie slagoffers van die ANC se vrotsige regering. Is dit nou na aanloop van Trump se tweet? Oor slagoffers. Nee, daar so 'n hele ding posgevat wat sê jong Afrikaners doen so goed. Julle kan nie die slagoffers wees nie. Aan die een kant wat so sê. So Dit is 'n baie grove veralgemening. dit absoluut, maar dit is een van my goed van hierdie debat het so hy vind op Twitter plaas wat beteken hy is ongenuanceerd redelik. Twee goed kan gelykwaar wees. Dus die een is jy kan 'n welvarende presterende minderheid wees. Bedoelende is jy doen beter as die res van die land ekonomies. En terselfdertyd kan daar ook werklike wette wees wat jou ekonomiese geleenthede beperk. Dit is nie soos ons maak dit nie op nie. Dis openlik. Dis jy kan nie goed gaan lees. As 100 ek sê nou van 142 ag maar kyk hierdie en hierdie. Maar as jy regtig dink dat jy die ding verkeerd bewys hier een of twee wat sê 'n raad moet rasse samestellings handhaaf, maar jy nie gaan fokus op BEE, Preferential Procurement Employment Equity wat uitdruklik tot op die fynste detail sê jy mag nie 'n wit man op die pos aanstel nie. En meneer McKenzie het dit fascinerend genoeg getoon toe hy dit omdraai. En hy adverteer en sê maar swart mense mag nie aansit doen nie. Toe ontplof doter met dis rasisme en alles en dis aangaan ons met ja, dis presies wat ons sê. Ja. Dis die punt. Julle is besig met hierdie goed. So jy het hierdie twee goed gelyk. Is een Afrikaners doen beter finansiëel. Nie almal nie. Sommige maar Afrikaners. Sommige Afrikaners. Mens moet ook onthou daai statistiek wat Statistiek Suid-Afrika uithou is 'n bietjie misleiding. Is huishoudingsinkomste, dis nie individuele inkomste nie. En Afrikaner huishoudings is baie meer geneig om twee volwassenes te hê wat 'n inkomste verdien, waar swart huishoudings baie meer geneig is om een volwassene te hê. So outomaties trek die somme nie altyd so goed nie, Okay, maar kan daai regstellende aksie kan dit daai verander van twee mense wat nee, 'n werk het. nee, dit gaan niks van daai doen nie. Die Hoekom het ding dit in 30 jaar nog niks verander dan nie? want jy kan nie 80% ophef deur te herverdeel van 8% af nie. Dit is onmoontlik. Jy kan dit nie doen nie. So al maniere hoe ons die land ryker kry, wat ek dink ons almal se doel moet wees, as ons wil graag meer middelklas mense hê, is jy moet groei, jy moet ekonomies groei. Vir Afrikaners kom dit neerop, ons is finansiëel gemiddeld beter af as jou landsburgers, maar of jy ryk of arm is, verander nie aan jou regte regtig nie. Wanneer ons sê ons dink dat hierdie wetgewing diskrimineer op ras, wat dit doen, dan is dit dis heeltemal waar en dit is korrek en jy mag sê ek is ongelukkig hieroor sonder dat daar onmiddellik gekyk word na wat jou inkomste. Ons het nie 'n perk van okay, bo hierdie salaris mag jy nie meer kla oor goed wat jy Kan jy nie meer slagoffer wees. kan jy nie meer slagoffer wees nie. Daar is wel 'n onderskeid wat belangrik is. Jy kan 'n slagoffer wees en jy kan verval in slagofferskap. Ironies genoeg in Suid-Afrika is dit amper omgekeer. Die minderheid teen wie daar wetgewing is wat onderdrukkend is van aard. Dis nou regtig 'n aksie wat doelbewus wat mense probeer uitsluit, BEE, is slagoffers van hierdie wetgewing. Ek dink dis ongetwyfeld, dit is die mense wie aan die skerp kant van dit staan. Maar het nogal oorweldigend nie slagofferskap aangeneem nie. As jy nou dink die lese van solidariteit ons sal self die antwoord hierop was nie, ons gaan terugsit en hoop iets gebeur. Stop net 'n oomblik daar kon, jy weet, Diplomaat mense het nou fliplomasie en diplomaat het nou gegaan na die fees. Toe gaan dit regkry nog later. En hulle het nou gaan stories aandra daar want ag sies tog. Ja, nee, dis So is hulle slagoffers of is hulle slagofferskap of is dit net soos luister Karel, ons sê nie saam dit is wat ons gaan sê. maar dis die ding, Kom as mense so neerhalend. Ja, dit is vir my vreemd dat jy kan mos kla by 'n restaurant en sê luister hierdie kos was nie lekker nie. Ek het nie my tydjie hierso geniet nie. Ek kan moet jy twee daaroor. Doen asseblief daaraan. Gee vir my 'n gratis pizza, want ek het hout in my pizza gekry of wat ook al, ek weet nie. Is jy dan nou Eet jy mens? is jy dan nou 'n slagoffer omdat jy nou nee, ek dink dis normaal om daaroor te kla. Dit is nie as jy sleg hanteer word en ek sê nie almal word sleg hanteer nie, maar daar's sekere dinge wat wel soos jy nou al genoem het, die voorbeelde wat jy genoem het is daar's niks fout daarmee om daaroor te kla nie. Daar's niks fout om te sê jy stem nie saam nie. Ja. Daar's ook niks fout daarmee om te sê ek stem nie saam nie. So ek dink jy het soontoe gegaan en gesê, ons is slagoffers, help ons asseblief. Dit is nie wat hulle gedoen het nie, maar dit is net jy maak mense bewus van die luister ek het 'n stuk hout in my pizza gekry. Doen iets Jan.
Ja, maar presies dit is. Ek dink as jy kyk na Suid-Afrika en jy gaan, weet jy wat, ek is regtig okay met 'n land waar cricketspan 'n wedstryd verloor omdat hulle verkeerde hoeveelheid spelers van watter kleur op die veld op die veld gehad het, nie op die veld gehad het nie. As hulle dit reg gehad het en dan as hulle dalk nog in die finaal. En jy sê maar ek dink hier is absurd. Ek dink dit is belaglik en ek dink dit moet afgeskaf word. Want dit werk as 'n wye reeks rede. Daai is heeltemal fyn om te sê en veral jy kan nog bys en sê en onthou die ding benadeel my. So ek mag kla oor goed wat my benadeel. Die catch is dit is nie noodwendig outomaties ag arme ekke en hier sit ek terug nie. Maar die paradoks wat ek wil sê is die regering wat vol in beheer is vol in slagofferskap ook. Is goed gebeur met hulle. Kan nie glo. Ja. Suid-Afrika dis nou maar so. Ou Cyril wat geskok is oor alles en ek jy's die president. Jy's in beheer van die goed verander en dan gaan sit jy terug met nou magte buite ons beheer wat hierdie gedoen het. So die ouens wat werklik nie slagoffers is in hierdie nuus bestel nie, is wel vol in slagofferskap en die ouens wat wel slagoffers is op nou die term hulle is die ouens aan die ander kant van die messie so of van die swaard van die staat met terugstaande aksie en daai goed. Hulle is nie by slagofferskap nie, maar is by hierdie goed is nie reg nie en dit moet verander. Die ding kon nie vir my is ja, daai wette is op so 'n manier geskryf dat jy kan sê 'n wit Afrikaner word meer benadeel, maar op die ou eind is die hele land slagoffers hiervan. Ja. Gebruik die voorbeeld van die cricketspan wat nou uit 'n semifinal uitgehaal is omdat hulle nie genoeg swart spelers op die veld gehad het nie. Nou ontneem jy daai selfde swart speler wat beseer is en nie hierdie week kon speel nie. Van 'n finaal. Moontlik van 'n finaal. Hy moet nou lê onder hierdie absurde rasreëls en sy span word uit en dis nou net een voorbeeld. Sy span word uit 'n semifinal uitgeskop omdat hulle nie die sommetjies reg het op hulle rasstelkaart nie. Maar dieselfde geld ook byvoorbeeld vir maatskappye wat wil besigheid doen, wat wil sake doen hier in Suid-Afrika. Kyk maar na Elon Musk. Die hoeveelheid hoops waardeur hy moet spring om net te kan besigheid doen hier. So ek het gaan kyk na van daai regulasies. Dis belaglik. So elke ding kry 'n punt. Christel, jy kry ekstra punt want jy's 'n vrou. Connie, jy kry 'n ekstra punt want jy's in 'n rolstoel. Hierdie enetjie het voting rights op 'n direksie, hy kry nog 'n ekstra punt. Oor dit is 'n swart vrou in 'n rolstoel, sy kry die meeste punte. Nee, maar Dit maak dit so moeilik om besigheid te doen hier in Suid-Afrika weens al hierdie absurde reëls wat ingestel word. En dis nie net teen, ek dink wit Afrikaners hier in Suid-Afrika nie. Dit is vir enigiemand. Die IMF, die Monetaire Fonds, Internasionale Monetaire Fonds, het nie verniet ons laaste geplaas op hulle indeks van ease of business nie. Heel laaste. Yes. Dis moeilik. En as jy daar is dit moeilik om die ekonomie te laat groei. Dan is dit moeilik om meer mense aktief in ons ekonomie betrokke te kry. Dan sit jy met 'n werkloosheidskoers van oor die 30%. So ons is almal slagoffers van hierdie absurde beleid. Okay, maar nou is die vraag is dit Glo ek. Nee, jy's korrek, maar die aanklag half is dat ons is almal slagoffers, maar julle afvaardiging solidariteit het nou nie namens almal gaan praat nie, hulle het net namens Afrikaners gaan praat. Mag hulle nie namens Afrikaners gaan praat nie. Hulle mag. Ja. Hulle kan. Maar weet jy wat? Laat hulle dit gaan doen. Laat hulle namens Afrikaners gaan praat. Dis tot voordeel, dit strek tot voordeel van almal. Maar daar's ander as hierdie Afrikaanse mense wat sê jy praat nie namens hulle. Jy hoeveel lede het solidariteit? 600,000 So 600,000. uit 'n bevolking van hoeveel wit Afrikaans sprekendes? Wit Afrikaans is nou 2.7 miljoen. So dis is net so oor die 20%. So dis redelik verteenwoordigend. Dis geweldig. Om die idee te gee, as ons sê okay, eerstens natuurlik mag jy net namens die groep waarvan jy praat. Dit is jy as jy aktivisties organisasie is. Ja, dis heeltemal okay om so iets te doen. Ek dink wat belangrik sou wees is die boodskap wat oorgedra is as mense dit actually gaan lees. Dit was nêrens bevoordeel ons en boor die res van die land nie. Dit was bevoordeel die res van die land want dit gaan ons bevoordeel. Hou ons in AGOA as die primêre ding, maar ook dan sê maar ons praat namens 'n spesifieke groep en ons kan namens hulle praat. Wie gee julle die rug? Wel, die 600,000 mense is, ek dink ek moet sê ons praat namens ons lede. Maar net om daai punt klaar te maak, dis baie belangrik om te besef, ek dink die laaste ding wat swart groepe in die land nodig het is nog wit mense wat namens hulle praat oor wat hulle wil hê en wat hulle moet doen. Ons het dit probeer, dit het regtig nie goed gewerk nie en ek dink dit is hier enorme hubris en vermetelheid om te sê, weet jy wat moes julle gedoen het, julle klomp wit Afrikaners, julle moes gepraat het namens 'n swart massa ook. Wat nie so is nie. Wanneer ons praat oor solidariteit, dis kom jy diplomaat. Dis kom 'n diplomaat.
So, maar dit kom solidariteit. Ek dink dit is nou die 3de of 4de grootste ledeorganisasie in Suid-Afrika. Die beweging nou, bedoelende is Kusatu is bo en dan is dit die ANC en as dit hang af of jy die kerke wil tel of nie, maar as jy daai so van as dit basies Kusatu die ANC en dalk Nomsa, maar ons wonder oor hulle lidmaatskap, hy's shaky. En dan sit die solidariteit beweging. Wat ongelooflik is, die solidariteit beweging mik realisties vir 2,7 miljoen mense. En dit sê so dat as meer as 20% van die bevolking wie hulle wil verteenwoordig of namens wie hulle goeie wil doen, primêr, dis altyd die vlakke, dis Afrikaner, Afrikaans, Suid-Afrika, maar meer as 20% wat maandeliks betaal. Daar is in die wêreld nie regtig organisasie wat dieselfde vlak van verteenwoordiging in sy teikenmark het nie. As jy 20% markandeel in 'n teiken, jy's enorm groot. Net vir konteks, die ANC het so tussen 800,000 en 1 miljoen betalende lede per maand. So die realiteit is baie amper so groot in betalende lede soos die ANC. Hoekom is die ANC so baie lede het sukkel hulle so om hulle salarisse te betaal? Waar gaan daai ledegeld heen? Daai ledegeld word gesteel weer eens in kort, maar nee, hulle het Weer eens in kort. weer eens in Die kort. huurgeld van Lutuli huis is die. Dis met baie hoog. Dis waar. Dis prime property daar in Johannesburg se middestad, wat so baie die prime goudstad, wees. né? Dis die ding en onthou hulle het bietjie meer personeel ook. Hulle het almal gaan aanstel oral en seker gemaak almal het goeie salarisse. Maar in kort kom dit neer op dit is 'n enorme beweging en regtig verteenwoordiging van 'n groot deel van die bevolking namens wie hulle probeer praat. So natuurlik, ek dink jy sal dit al ooit gesê ons praat namens alle Afrikaners, nie? En niemand word gedwing om te sê hierdie mense praat namens my. Ja, Ek jy- kan self besluit, goed, ek skaar my by wat hulle sê of nie. nie. So niemand het 'n swaard teen my keel gehou en gesê jy is Yes. wit, jy is Afrikaans, jy moet onderskryf wat hierdie mense Ja, sê. Dis nee, nie dis die nog, geval. tot dusver is dit net dit nog nie, dalk verander die werwingsstrategie. Wie weet, dalk word dit nou 'n skoppe deur af met 5 $. Bietjie meer ferm. Bietjie meer ferm, maar nee. Dis vrywillige assosiasie, mense kan aansluit en 600,000 mense het besluit ek het die verwoord, maar nou dit is in Suid-Afrikaanse terme enorm. Jy moet dit besef. So nee, ek dink julle praat namens almal nie en ek dink ons wil ooit gesels Maar- doen. Selfs ja, jy hoef nie namens almal te praat nie, maar ek dink die voorstelle wat gemaak word is tot voordeel van almal. Ja, En dit hoef nie altyd die geval te wees nie. Soms kan jy net namens jou teikengroep gaan gesels. Nee, Maar in die geval dink ek is dit regtig ons is almal slagoffers. Almal in hierdie land gaan gebuk onder hierdie swak bestuur, onder swak beleid. En wanneer jy met 'n oplossing of 'n voorstel vorendag kom, strek dit in die geval tot voordeel van almal. Ja. Maar dis die ding, as ek Suid-Afrika werk, as Suid-Afrikaners werk. Dit gaan nie anders wees. As Suid-Afrikaners gaan nie werk as ons nie groei nie. En met die huidige beleid is dit nou ek nogal gelag. Is die Wêreldbank, is die IMF en Solidariteit wat min of meer dieselfde ding sê wat sê, ja, met die en China ensovoorts. Julle BEE-beleid, Die misinformasie ja. lysie raak al lank. En dan is die antwoord van ek dink is die hoof van die BEE Council wat geantwoord het en sê, ja, weet jy wat gaan aan nie. Die Wêreldbank klink so Solidariteit. Dit is fine. ja, nee, kan jy glo hoekom. Maar nee, so opgesom, Afrikaners is slagoffers van baie van die wetgewing, maar het nog lank nie in slagofferskap verval nie. Die antwoord was boer maak 'n plan, ons bou goed, ons gaan ons eie autonomie bou. En ek dink mense moet die onderskeid tog tref. As jy mag kla. Solank as wat jy ook bou. Mag ek kla oor my bierglas? Jy mag kla oor jou bier. Maar nou moet ek 'n plan maak. Nou moet jy 'n plan maak. Dankie dat 'n liedjie vir Waar is die kelner? dit. Waar is die kelner? Kla oor jou bier kla. Hier's nog 'n klein slukkie.